Goeiemôre broers en susters, welkom in hierdie wonderlike diens. Amen. Kan ek net ietsie vra vanoggend? Ons sukkel weer 'n bietjie met die TV vanoggend en ons sukkel nog steeds bietjie met die klank. Steek net jou hande voor. Bless net die mense wat voor is, sodat al die werk wat hulle vandag doen, is tot eer van die Here. As jy nie liedjies sien vandag, sing net bietjie harder. Leg jou voice bietjie harder. Ek lees vanoggend in Johannes, waar hulle gepraat het oor Jesus en die Fariseërs het gesê hulle moet Jesus bring na die hoogpriesters toe. En die offisier het gekom en hulle het gevra, hoekom is Jesus nie hierso? En hulle het gesê dat niemand praat soos Jesus. En vanoggend, daar's niemand wat kan jou gesond maak soos Jesus. Daar's niemand anders wat jou kan oplig vanoggend. Lig jou hande in die lug en sê dankie vir die Here vanoggend. Amen. Dankie asseblief vir die woord toe. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit vanoggend in die diens te wees saam met die broers en susters. Here, ons weet dat die klank is nie reg nie. Ons weet dat die TV nie werk nie. Maar ons weet dat die Gees werk, Here. Ons vra dat elke persoon dat hier so is vandag, dat die bloed van Jesus oor ons wees, oor ons gedagtes, Here, dat ons harte sal maar uitwees vir U vanoggend. Here, die klank wat aangaan, Here, bless hulle, gee hulle krag, Here, laat hulle speel met 'n vuur in hulle harte. Here, die woord wat uitgaan vanoggend, Here, dat dit sal swaar lê op ons harte, Here, dat ons sal dit invat, Here, en ons sal gebless wees. Die wat nie gesond is, Here, bless hulle, die wat nie wel voel nie, Here, lig hulle op. Is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Nee, okay. Nou word julle my te hoor. Ons begin dan vanoggend met Lift Jesus Higher. Yes, hallelujah. Sing so hard dat die TV homself bekeer op vanoggend. Amen.
nou dat ons Jesus opgelig het, beskerm hy ons van voor en van agter. Ons volgende koortjie is rondom Jerusalem is berge. Amen. Maar ons is vanoggend beskermd en van voor en van agter. Nou goed, ek wil nou maar net vir die van julle sê wat dit nou nie weet nie. Hulle het so in Desember maand het hulle ons instrumente gesteel. Ek glo meestal oor die helfte weet dit en hulle het ons TV's uit die bout saam met dit gevat. Ek weet nie vir wat se rede nie. Hulle TV het seker nie gewerk nie. So, maar vanoggend as jy dan nou hierdie woorde ken, maak dan jou oop toe. Amen. Raak dan besig met die Here hier. En luister wat almal sing. Na tyd sal jy hoor, ons sing dit so baie dat jy ook kan onthou wat ons sing. Dis kom ons dit nie net een keer sing, ons sing dit so 5, 6, 7, 8 keer agter mekaar. Dis sodat ek ook kan onthou wat ek die eerste keer gesing het. Goed, so vanoggend sing net uit jou hart uit. Maak jou oë toe. Ons sing dit af tot eer en verheerliking van die Here. Ons volgende koortjie sê die liefde van Jesus is wonderbaar. Halleluja. Oh,
gaan die volgende een lekker wees om te sing. Hy sê, hy is die een wat ek lief het in die môre. Dan vertaal ons liefde aan Jesus.
Almal se lampies vol. Prys die Here. Die volgende koortjie is dat ek so bly ek behoort aan Jesus.
Nou weer eens, ek vra julle, maak julle oop toe na die binnekant. Hierdie is die Here se tyd. Ons gaan sing Sweep Over My Soul. Sweep Over My Soul. Dankie Here, julle kan julle sitplekke neem. Het is een voorrecht vanoggend om hier te wees. Stem julle met my saam. Ons het 'n voorrecht bo baie ander vanoggend. Weet jy van jou nie, as jy nie vanoggend 'n voorrecht voel nie, dan voel ek maar bevoorreg vir jou part ook. Die Here het ons gestuur. Die Here het ons geroep. Nou soos julle gelees het op die boodskap,
In hierdie jaar is ons besig met bou. Ons tema is bou hierdie jaar, of ons vooruitsig vir die jaar, hoe jy ook al dit wil sien vanoggend. En bou kan in baie opsigte in baie maniere gesien word, nee. Ons kan sien om 'n gebou te bou, en ons kan bou of sien as ander mense opgebou word. Is dit nie? Wanneer liefde gebou word, soos ons laasweek gehoor het, dan het ons weer iets om voor te lewe, want dan bring jy iets niets in ons voor. Nou vanoggend, een van die ander belangrike dinge in 'n gebou, in 'n fondasie. Nou weet jy wie van julle het al ooit fondasie gegaan, of gegrou, gegooi, ingesit? Nou ek onthou 'n tyd terug, toe ek nog vir in die konstruksie gewerk het, dan het ons slote gegrou, en in hierdie slote het ons dit nou mooi uitgehol, en mooi skoon gemaak, dan het ons nou staal daarin gesit, ons het dubbelverdieping gebou, Y16 raambaas, wat ons ingesit het, en daar was sekere plekke, as het op 'n hoekie gekom het, dan moes hy vasgebind geword het, hy moes met ander woorde gejoint geword het, dit kan nie 'n swak las wees nie, want 'n swak las beteken, dat daai gebou sy struktuur later gaan kraak, of hy gaan wegval, of hy gaan nie staande bly. Nou net soos liefde is gebed, een van die fundamentale dinge wat nodig is as dit kom by fondasie. Nou natuurlik as ons vanoggend gaan vra, hoekom gebed? Nou gebed, ek glo en ek glo die hele wêreld heen, is iets wat besig is om uit die kinders van die Here se lewe uit te faseer. As julle dit nie glo nie, of julle dit nie weet nie. Weet julle waarmee vervang ons dit? Partykeer met hierdie ding? Wie van julle het al tot 8 uur, 9 uur die aand, 10 uur die aand gelê en gou 'n laaste boodskapie gelees, 'n laaste boodskapie geluister, en so in jou hart dan voel jy, eintlik moet ek nie nou op my foon wees, eintlik moet ek gou gaan bid. Nee, maar dan tik ek net gou hierdie boodskap klaar, as ek klaar getik het, ek het van die Here gebeur die ergste. Dan vergeet ek wou eintlik gaan bid het. Dan vergeet ek dat ek eintlik so 'n bietjie, dat die Here, die Gees van die Here eintlik my so 'n bietjie nader getrek het en gesê het, ek wil eintlik bietjie met jou gemeenskap hou. Ek wil eintlik bietjie met jou gesels. Eintlik soek ek so 'n bietjie jou aandag. Wie het al in die oggende wakker geword en die eerste ding wat jy doen is jou oë oopmaak, dan kyk jy gou van ons kyk hoe laat is dit en van ons lees gou die eerste boodskapie of 'n Facebook notification of wat dit ook al mag wees. En wanneer ons hierdie notifications sien, dan vergeet ons dadelik waarmee ons wou besig geraak het. Jy sien wat ons aandag word so maklik afgetrek van dit wat belangrik is. Ons word weggevat, weggevoer eintlik van dit wat belangrik is, want ons is besig met ons eie klein goedjies. So vanoggend is gebed een van die fundamentaalste dinge wat ons as kind van die Here het. Nou dis maklik om te sê ek bid. Wie in hierdie gebou het al gebid? Ons almal het al gebid. Ek glo so. Oor die algemeen almal het al iewers 'n skietgebed gedoen. Ag Here, hoor U my? Ag Here, ek sit in 'n probleem, of ag, dankie Here, iets het gebeur. Ons almal het dit. Hoekom bid ons? Bid ons omdat ons net in 'n tyd van nood is? Bid ons omdat dit partykeer moeilik gaan? Bid ons omdat ons partykeer onseker is wat om volgende te doen? Wie van julle, baie van ons was op skool, wie onthou as jy nie huiswerk gedoen het nie, dan moet jy na 'n klas toe stap. En dan moet jy nou, en jy weet vir 'n feit jou huiswerk is nie gedoen, dan begin jy met, ag Here, laat sy net nie by die klas wees vandag. Ag Here, asseblief. Of laat sy vergeet het dat ons moes huiswerk gedoen het. Ek vra U so mooi, ek het hierdie gebed so baie in my lewe gebid. Dan dink ek, ag Here, laat daai wiskunde net nie vandag in matriek, laat sy net nie daar wees. Ek is nie lus hiervoor nie. Ek het dit nie gedoen nie. Ek was lui gewees. Ek erken dit. En wonder, dan is sy by die klas. Dan dink ek, ag Here, ek sien niks hiervoor nie. Maar die Here weet wat is beter vir my in daai oomblik. Natuurlik antwoord hy my gebed net nie in die manier wat ek dit wou gehad het nie, want hy het geweet wat is beter vir my. Maar dan kom 'n ander kere waar daar 'n probleem kom. Nou ek wil vandag dit net getuig. In 'n oomblik in my lewe, kom ek begin maar by die begin. Ek het eendag op my pa gaan werk. Toe ek sommer nog gewerk het, klim in die dak en ek moet gou die mense sê ek hier word nie warm nie, ons klim in die dak in.
En ons sien toe, dis net een draadjie wat los is, so hy gaan toe en hy gaan net die draadjie skoonmaak en dan net weer terug in die thermostaat connecteer en dan is het klaar. Dan word die geyser weer te werk. Nou julle, dit gebeur nie so nie. My pa vat die draad en die tang wat hy het nie 'n bolsel op nie. En sy kop raak die stildak in die bokant en hy skok. En ek snap nie direk nie, want ek is hier by die leer, ek het nie hom gevra wat se breker om af te sit. En ek het nie afgesit wat hy vir my gesê het. En ek snap nie die eerste paar sekondes wat aan die gang is, ek klim in die dak in, loop na my pa toe en ek voel aan sy arm en ek voel dat sy bloed is besig om te stop. Ek weet nie of julle al ooit so belewenis gehad het nie. Dis bietjie vrees aan jou hand. In 'n geval, skreeu toe vir die ou, sit af jou krag, sit al die krag af. Nou, vir die van julle wat dit dalk nou nie weet nie, ek was in 'n tegniese skool, elektries was my vak op skool gewees. So, dank die Here het vir my daai bietjie basiese kennis gegee, ek kon toe vir die oom skree, sit af jou krag. My pa los, of die krag gaan af, en hy val so terug op sy rug. Nou julle, as jy so bietjie die goed al gedoen het, dan het jy so bietjie van 'n entry level, jy weet, jy het 'n basiese kennis, basiese first aid. En nou luister ek, en dan voel ek sy hand, en ek voel van pols, ek voel die pols nie. Ek gaan na sy mond toe, en ek gaan luister, en ek hoor nie asemhaling nie. En hy stap, so ek staan so 'n bietjie terug, nou my kop, dalk moontlik, nie heeltemal nie, maar ek kon ook in daai oomblik geskok het, so maklik kon ek saam met hom in die dak hoor, agter daai hand. Maar ek staan so 'n bietjie terug, en hy so val, en ek hoor niks nie. Roep ek uit, en ek sê, Here, net nie nou. Here, net nie nou nie. Ek weet nie wat om te doen nie, ek word 17 jaar, ek het net basiese kennis. En wonder julle, die Here antwoord my daai aand. En daai dag, na ek dit geskree, dit was nie 'n split sekonde nie. Hoor ek dat hy so, hy begin so roggel asemhaal. Dit is 'n baie lelike tipe asemhaling. Ek wil dit ook eers namaak nie. Maar wat ek vir jou vanoggend wil sê is, my oomblik van benoudheid, toe hoor die Here my uit. So maklik, en die dokter sê, daarna dat ons by die hospitaal kom, dit was 'n split sekonde, ek dink 'n kans van 2 tot 3 sekondes dat hy langer dalk moes geskok het, of die elektrisiteit deur hom moes gevloei het, en hy was dalk nie meer hier op aarde vandag nie. Maar ek wil vir julle sê, dat daar is krag in gebed. En die enigste rede hoekom ek dit vanoggend vir jou getuig is omdat ek dit met my eie oë sien gebeur het. As ek dit nie gesien het nie, kon ek dit nie getuig het nie. As ek dit nie ervaar het nie, dan het ek nie daai verhouding gehad nie. Jy sien, want kind van die Here, ons vergeet dit eintlik wanneer ons bid, dan wil die Here so 'n bietjie met my en jou 'n verhouding bou. Dis maklik om vanoggend te sê, maar Here, ek het jou aangeneem as my persoonlike saligmaker. Ek lees so nou en dan Bybel, en so nou en dan bid ek, en dan so nou en dan is ek besig met U. Maar jy sien, eintlik vergeet ons die waarde van dit wat belangrik is. En dit wat belangrik is om eintlik uit te roep, en met die Here konstant in kontak te wees. Nou in daai stadium van my lewe, ek sal nie sê dat ek was 'n groot bidder nie, maar ek het gereeld gebid, en ek sê nie dit is die enigste rede hoekom die Here hom gered het nie. Die Here het geweet dat hy nog op aarde moes wees, dat sy doel op aarde nie klaar is. Maar ek het 'n verhouding met die Here gehad. En omdat ek 'n verhouding gehad het, het ek geweet, wanneer ek in my oomblik van benoudheid is, en ek roep na die Here toe, dan sal hy my antwoord. Ek het genoeg geloof gehad om te sê, Here, ek weet wanneer ek na U toe bid, dan sal U my antwoord. Ek weet, dit is nog nie my hele boodskap wat ek vanoggend met jou wil deel nie. Maar julle besef nie dalk van ons besef nie altyd, die skrif verklaar en hy sê, God is 'n jaloerse God. Hy deel nie sy eer nie. En ek wil vanoggend so ver gaan om vir jou te sê, hy deel jou ook nie. Die skrif sê, jy moet besluit of jy dien Mammon, of jy dien God. Is dit nie? Maar kind van die Here, baie keer vergeet ons, dat ons net eintlik God dien. En ek weet nou, Mammon is 'n geldgod, en dit is nie waar dit alleen gaan nie, maar ons tyd. Waarom bestee ons tyd? Sien, in hierdie week besef ek dat baie keer is ons so besig met die werk van die Here,
en nie met die Here van die werke nie. Sien, want dit is maklik om vanoggend te sê dat ek is besig met die Here. Sien van die Here, is jy regtig besig met hom? Het jy regtig nog daai verhouding met hom? Het jy regtig nog daai verwagting dat wanneer jy gaan bid, dat iets met jou gaan gebeur? Jy sien, nou ek onthou op 'n tyd in my lewe as ek gebid het, dan het ek 'n verwagting gehad. Nou ek gaan nou eers weer 'n bietjie getuig vanoggend. Vergewe my dat ek voordat ek na die skrif toe gaan, ek voel dit is belangrik vanoggend dat jy besef dat wat kan gebed werklik doen? Ek was so 18 jaar oud voor my eindeksamen in matriek, toe ek nou klaar by die onderwysers gewees. Ek sien nou in 'n benoudheid in my lewe. En ek gaan kniel langs my bed en ek bid en ek vra, Here, praat met my. Ek's beangs. Iets in my hart voel nie lekker nie. Iets moet gebeur. En julle, terwyl ek bid, gebeur daar iets. Nou ek weet nie of julle al ooit ervaar nie. Wie was al ooit in 'n verhelderde plek? 'n Plek wat so lig word dat jy amper blind wil word as jy jou oë moet oopmaak. En daai aand terwyl ek so bid, verhelder my kamer. My binnekamer word so helder, ek wil my oë nie oopmaak nie en ek voel die atmosfeer in my kamer verander. Maar terwyl ek verander, nou weet ek ook nie wat gaan gebeur nie. Maar ek voel in daai oomblik hoe dat my bekommernis so bietjie van my afval. Een van die Here wat ek jou vertel is nie alleen nie. En hoekom ek dit jou vertel is wat ek wil vir jou sê, daar is krag in gebed. Dit is tyd dat ons wat kinders van die Here is, dat ons weer so 'n bietjie begin bid. Ons moet weer so 'n bietjie begin besig raak met gebed. Jy sien wat, ag julle, dit is so maklik in hierdie tyd om vervalle te raak. Wie van julle was al ooit onder aanval gewees? Kom ons praat gou fisies eers. Wie was al ooit al in 'n vuisgeveg? Almal van ons was al naby aan 'n vuisgeveg, nee. Van ons was al fisies geslaan. Van ons was al baie naby om geslaan te word. Van ons het die houe uitgedeel. Dank die Here, ek het tackles uitgedeel. Maar baie keer is ons in 'n geveg. En wat doen ons wanneer die geveg daar is? Om myself verdedig, nee. Ek gaan nou terug bid. Laat hy my nou net vandag staan, dan wys ek hom. Laat hy nou net vandag sy vuis terugtrek en my raak, dan gaan jy 'n ding sien. Of ek is nou so kwaad, ek sal hom slaan. Kind van die Here, baie keer in die gees gebeur dieselfde met ons. Soos daar onder 'n aanval, jy's besig met ander goeders. Jy geweet as jy besig raak met die Here, dan kom iets in jou gedagtes op. Het jy dit al beleef? Ek begin bid en terwyl ek bid, dan begin ek te dink, het ek die stoof afgesit? Het ek die kar gesluit? Waar is my kinders in hierdie oomblik? Ag Here, ek wil net 'n 5 minute bietjie langer lê vanoggend. Ken julle die goeders? Ken julle? Dit is net ek wat hierdie goed ervaar het in my lewe. Dis 'n konstante stryd waardeur ons gaan as ons bid. Dis nie maklik om te bid altyd. En weet jy hoekom? Want die vyand wil nie hê jy moet bid. Dis dinge hier buite wat nie wil hê jy moet bid. Dis dinge wat wil verhoed dat die kind van die Here weer werklik waar bid. En weet jy wat, ons moet regtig ernstig bid. Jy sien wat, is maklik om net 'n kort gebed te bid. Steve Hofmeyer sing, ek het 'n net gebed. Nee. Ek kan nou onthou waar staan daai gedeelte nie. Dit was in Joel. Joel 4, ja. Ekskuus. Dan sing hy, ek het 'n red gebed. Nee, of wat ook al. Dis iewers daar. Julle ken die liedjie. Julle ken Steve Hofmeyer, nee. Praat nie vanoggend oor hom nie, maar hy het 'n liedjie gesing, red gebed. Dis al wat ek nodig het, is net 'n red gebed. Nie kan van julle is nie al wat jy vanoggend nodig het. Jy het 'n gebedslewe nodig. Jy sien, want dit moet 'n bietjie verder gaan. Dit moet bietjie meer net wees as net wanneer ek in nood is, of wanneer die moeilikheid kom, of wanneer ek voel, Here, nou het ek hulp nodig. Die skrif verklaar, hy sê die dag wanneer roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred. Maar hoekom wil ons die Here net aanroep wanneer dit moeilik gaan? Is dit 'n tipe verhouding? Ek wil nou vra as vir die wat getroud is nou vanoggend, wanneer daar nou geldelike probleme is dit al wanneer die vrou die man kontak? Nee, is dit al wanneer die man die vrou kontak, sê my vrou, ekskuus, daar's nie geld nie. Nee. Gedurig deur moet hulle in gesprek bly, andersins is hulle verhouding nie op 'n gesonde plek nie. Is julle nog met my?
Psalm 141 vers 2 sê, laat my gebed soos 'n reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos 'n aandoffer. Weet julle dat as ons, en dit is nie my teks nie, ek wil net dit vir julle lees, as ons dan gaan en ons gaan bid en dit word 'n lieflike reukwerk, wie onthou in die Ou Testament dan het hulle het brandoffers gemaak vir die Here, dan het hulle daaroor gebid, nee. Want dit moes 'n reukwerk vir die Here gewees het, dit moes lieflik gewees het, hy het dit ingeasem, en dan het hy, of hy dit aangeneem, of hy dit verwerp. Onthou julle dit, het julle al die Ou Testament gelees? As julle dit nie onthou nie, ons sal weer, ek delf gereeld terug in die Ou Testament in. Maar ons vergeet baie keer, dat hierdie ouens moes 'n opoffering gemaak het, om daai offer by God uit te bring. Is dit nie? Niemand het net gegaan, en nou gesê, Here, nou het U my gebed verhoor nie. Hy moes gegaan het, en hy moes ietsie gaan doen het. En nou kind van die Here, al wat die Here van ons partykeer vra is, gaan ons bietjie op jou knieë. Here, wie nou? Here roep ons baie keer, weet al ooit in hulle daaglikse werk gevoel, nou wil ek stil staan. En ek wil net gou eers die Here nou van prys gee. En dan so 5 minute na jy dit gedoen het, dan sien jy iets gebeur. Dan dink jy, Here, dit kon ek gewees het. Ek het al so baie keer op die pad gery, dan ry ek na 'n plek toe, dan moet ek daar stil hou, en dan hou die mense my langer besig as wat ek wil wees. En nou, ek het al vir julle gesê, dan sit ek op hete kole as ek daar is, want ek wil net aan die gang kom. En as ek ry daar, en ek kom op 'n plek, dan kom ek, en ek sien, dan sien ek daar's ongeluk, dan besef ek, joh, 2 minute vroeg, en dit was dalk ek wat in 'n ongeluk was. Partykeer vergeet ons om te bid, en dan kom daar goeters, en dan verstaan ons nie hoekom dit gebeur. Sien, en dan wil ons die Here blameer, maar wanneer laas as jou reukwerk in God se neus gewees, wanneer laas het jy jou offer na hom toe gebring en gesê, Here, hier's my beste. Want dit is maklik om te sê, maar Here, ek is mos besig met U. Here, ek vertel vir ander van U. Here, ek stuur 'n boodskapie van bemoediging vir ander. Here, ek stuur 'n gebed wat ek vir my boetie en my sussie ontvang het. Stuur ek mos vir iemand, so dit is 'n gebed. En van die Here kom dit uit jou hart uit. En die Here wil hê dat ons met hom 'n verhouding moet hou. Hy wil nie 'n verhouding hou met jou WhatsApp nie, hoor. Hy wil nie 'n verhouding hou met Facebook nie. Weet jy dat die Here het geen behaag in dit nie? Hy stel nie eens belang in dit nie. Dit het vir hom geen waarde nie. Ja, dit is 'n tool in ons hand om by ander uit te kom, maar vir hom beteken dit niks nie, want ons nie hart en siel in dit nie. In 1 Konings 18 vanaf vers 41 wil ek vir julle een van die mooiste of een van die beste profete wat die wêreld gesien het, gaan ek vir julle lees. 1 Konings 18:41. En net na Elia, en ek gaan nou net vir julle agtergrond gee dat julle net weet waarvan dit kom. Elia het 'n groot oorwinning behaal. Hy het die Baal-profete geslaag of oorwin. En nadat hy dit gedoen het, gaan hy en dit vir hy sê, toe sê Elia vir Agab, trek op en eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. En tot op hierdie stadium het dit vir 3,5 jaar glad nie op aarde gereën nie. Nou voordat het Elia geprofeteer en gesê, het die Here deur hom gesê, vir 3,5 jaar lang gaan dit nie reën nie. Dit gaan droog wees. Kan die Here baie keer in ons geestelike lewe, ons ook al 'n bietjie droog. Ons beleef droogtes. Ons sien nie meer die hand van die Here werk nie. Ons sien nie meer dat wanneer ek ietsie doen, dat daar samewerking is nie. Ek voel baie keer, Here, my gebed is tot niet. Hoekom bid ek nog? Here, hoor U my nog? En vir 3,5 jaar gaan die volk deur iets. Dit gaan swaar met hulle. Hulle trek swaar. Nadat nou sê Elia, hoor die gedruis van die reën. Dit het nog nie gereën nie. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Ek het al gisterand getraai om my kop tussen my knieë te druk. Ek is nie so fleksibel nie. Ek wonder hoe dit reg gekry. Dalk was hy maarder as ek gewees, ek weet nie.
Steven het jy dit al getraai, jou kop is net neer te druk. Ek kry dit nie reg nie. Maar hy gaan, en hy buig hom neer. Hy is eerbiedig voor God. Kind van die Here. Ja, dit is snaaks. Ek het dit getraai, ek sal dit eerlik sê. Dit het baie van die gelyk. Maar weet jy hoe ek het probeer? Want ek het gedink, Here, as ek myself laer kan neerbuig voor U. Here, as ek net minder kan word, dan kan U mos meer word. Here, as ek net so 'n bietjie kan klaar raak met dit wat tussen my en U staan, dan kan ek by U hart uitkom. Jy sien dat ons vergeet baie keer dat ons eintlik, dat die Here se hart is eintlik hier, en ons sê ons wil by sy hart uitkom, maar eintlik moet ons by daai plek uitkom waar hy sy hart aan ons kan wys. En hoe kan hy dit doen as ons vol is van homself? As ek nie bereid is om minder te word, myself so 'n bietjie meer in te trek, ek gaan dit nie doen nie, moenie bekommerd wees hier in geval. Daarop sê hy vir die dienaar, klim tog op en kyk uit na die see. En hy het opgeklim en gekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer. Nou, hier is Elia se tentoonstelling. Hy sê vir sy dienaar, klim op die berg en gaan kyk of die reën kom. Jy sien wat hy het 'n verwagting in sy hart. Nadat hy gebid het, het hy geweet, nou moet ietsie gebeur. Nou moet daar verandering kom. Nou klim hy op, en hy gaan kyk uit op die see, en hy sien niks nie. Nou kom hy af, en hy kom terug na Elia toe, en hy sê vir hom, Elia, daar's niks. En hy sê nou in die tweede gedeelte, gaan dit net weer lees, hy sê, gaan weer, 7 maal. Jy sien, hy het nie net 1 keer gegaan nie. Baie keer, dan werk het nou maar nie die eerste maal nie. Wie onthou vir Daniel, en voordat hy die leeukel, of toe hy van die leeukel. Vir 21 dae moes hy gebid het. Vir 21 dae moes hy gebid het. En hy het gedurig deur gebid. En in 21 dae het sy antwoord nie gekom nie, maar eers op die 21ste dag, toe het sy antwoord gekom. Jy sien, kind van die Here, baie keer gebeur dit nie na die eerste oomblik wanneer ons bid nie. Want die Here wil hê ons moet aanhoudend bid. Ons moet persistent raak, soos die Engelsman sal sê. Ons moet deurdruk. Ons moet uithou vermoë hê. Jy sien dat die eerste keer toe jy jou man of jou vrou ontmoet het die vrou dalk nie die eerste keer van jou gehou toe jy al gesien het nie. En baie keer moes jy teruggaan en net gaan seker maak dat sy nog van jou hou. Of dat die man weer van die vrou, maar ek dink dis meer die vrouens wat die man so 'n bietjie moeilikheid gegee het. Maar jy gaan konstant terug na daai persoon toe en jy gaan maak seker dat jou hart is nog eens, is dit nie? Ja. Maar met die Here doen ons dit anderste. Ons gesels nie so gereeld met hom nie. Ja. Ons vergeet baie keer dat eintlik moet ons so 'n bietjie met hom gesels. So 'n koortjie wat sê walking and talking with Jesus. Yes. Ken julle daai koortjie? Het jy al van daai koortjie gehoor? Yes. Maar baie keer dan loop ons net. Dan vergeet ons, terwyl ek loop kan ek net met die meester praat. Amen. Baie keer vergeet ons dat as ons net so bietjie na hom toe roep, dat daar vir ons uitkomste sal wees. Hy sê op die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand uit op die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span en trek af dat die reën jou nie terughou nie. Jy sien, kind van die Here, toe hy geloof geskep het, nadat hy gebid het. Al het sy geloof al, was dit 7 maal wat hy moes bid. Hierdie is 'n profeet wat sopas een van die grootste oorwinnings behaal het oor die Baal profete. Op hierdie stadium sal jy dink dat in die gees is hy sterk en as hy 1 keer bid sal dit gebeur. Maar tog word sy hart getoets. Tog moet die Here kyk tog, is sy hart dan nou regtig reg met my? En dit is nie kontekstueel wat ek nou vir jou sê nie, maar baie keer gebeur dit met ons so. Wie van julle het al ooit deur 'n groot oorwinning in julle lewe gekom? En daarna dan voel ek, joh, ek is hier onder. Nou sukkel ek. Ek sukkel. Maar weet jy, 'n kind van die Here, soos weer teruggaan na ons default settings toe. Soos weer teruggaan na ons beginsel toe. As ons weer teruggaan na die fondasie toe. En ons sien maar gebed is deel van my boustruktuur. Gebed is eintlik een van die belangrikste fasette, want weet jy wat, dit is iets waarop ek kan bou. Dis iets wat ek mee kan werk. Weet jy, gebed kan verder gaan.
Gebed is nie net een ding. Gebed is verskillende fasette. Ja. Jy sien wat soos wat ek in my verhouding met my medebroer en suster groei, Ja. hoe lekkerder raak dit as ek met hulle gesels, nee. Ja. Dit is lekker as ek by my broertjie of my sussie kom en ek sê vir hulle, hallo, hoe gaan dit? Nou ek weet, ek het dit al baie op die platteland gesien. Ons in die stad het dit nou maar afgeleer. En ek sê dit met respek dat hier's nog soengroet. Ja. In die stad. Dis weird hoor. As jy daai iemand soengroet, behalwe as dit by familie gedoen is, maar in die stad, niemand soengroet weer mekaar nie. Sien, want die verhouding het begin verander. Ja. Ons het 'n bietjie daai afstand tussen ons mekaar begin kry. Ons vergeet eintlik dat ons naby aan mekaar lewe. Ja. En met die Here doen ons dieselfde. Ons vergeet baie keer dat ons hom eintlik bietjie moet koester. Ja. Hy koester ons, maar koester ons hom. Ja. Partykeer wil hy hê, en dan gaan ek nou vanoggend sê, dit is nou, dit gaan dalk nie reg nie, maar wanneer laas het jy vir die Here gesê, Here, ek wil net vir 'n bietjie soen. Ja. Sien, want soen is 'n sekere ding, is dit nie? Ja. Dis iets wat besonders is. Ons deel dit net met die naaste mense. Ons wil nie sommer enigiemand net soen groet nie. Ons doen dit partykeer, maar dis iets wat belangrik is. Ja. En hoekom doen ons dit? Want ek het 'n verhouding met daai persoon. Eers wanneer ek 'n verhouding het, dan raak ek gemaklik met dit. Ja. Nee. Met die Here werk dit dieselfde. Wanneer ek daai verhouding met hom het, dan raak dit 'n bietjie makliker. Amen. Jy sien, dan raak dit weer 'n bietjie gemakliker. Amen. Want dan kan ek met hom communion hou, dan kan ek met hom gemeenskap hou, dan kan ek eintlik met hom begin gesels. Dan kan ek soos Elia gaan en ek kan my neerbuig en ek kan sê, Here, ek gee my alles vir U. Ek wil met U gesels. Ek wil hê dat my gebed 'n reukwerk in U neus moet wees. Ons vergeet dit. Jakobus 5 vers 17 sê, Elia was 'n mens net soos ons. Amen. En hy het ernstig gebid. Die rede hoekom ek hierdie skrif vanoggend vir jou wil lees is, jy moet besef dat hy 'n verhouding met God gehad. Ja. En hy het nog steeds ernstig gebid. Hy het dit nie half gemeen met die Here nie. Hy het dit ernstig gemeen met God. Hy het geweet as ek bid, kan daar iets gebeur. Hy het geweet as ek roep, dan kan dit gebeur. Weet jy hoekom, kind van die Here? Want hy het 'n verhouding gehad. Ja. Hy het geweet dat iets in my lewe het gebeur en ek kan bid. Ek is gemaklik om te praat met die Here. Ek is nie ongemaklik nie. Die Here is nie vir my op 'n afstand nie. Ek het al baie gehoor en ek het dit al 'n ruk terug hier gesê dat baie keer dan sê ons, Here, jy is so ver van my af. Kind van die Here, hoe ver hou jy die Here van jou af? Want hoe ver jy hom van jou afhou, is hoe ver hy van jou vanoggend is. En as jy vanoggend in jou binnekamer so 'n bietjie ingaan, en jy gaan sê, Here, ek is jammer. Eintlik wil ek weer bietjie met U 'n verhouding bou. Eintlik wil ek so 'n bietjie meer van U hê. Eintlik wil ek net so 'n bietjie in U teenwoordigheid kom sit, want weet jy wat? Iemand het hierdie eendag vir my gesê. Wie in hierdie gebou hou van 'n vakansie? Wie van ons hou daarvan om te rus? Jy weet as jy in die teenwoordigheid van die Here instap, stap jy in 'n ewige rus in. Daar's 'n rus vir jou siel. Daar is 'n rus vir jou hart. Jou bekommernisse sal so stelselmatig het wil vanish, soos wat daai koortjie sê. Jy sien, maar dit gebeur net wanneer ons in 'n ernstige gebed is. Dit gebeur net wanneer ons ernstig meer met God. Dan begin daai rus te kom. Dan het ek nie meer nodig om te gaan rus in die Desember maand nie. Want dan is ek besig met die Here. En ek wil nou nie sê skeep jou vakansie af nie, hoor. Ek meen maar net. As ons by sy rus uitkom, soos in ons gebedslewe by sy rus uitkom, dan kan al hierdie goedjies wat hier buite gebeur, kan dan kom. Ek gaan oorwinning hê. Ek gaan 'n magtige oorwinning hê. Hy sê hierso, Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. In die Ou Testament sê hy dat hy het geprofeteer daar. En die skrif sê in vers 18, en hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Jy sien, na droogte, nadat jy weer so 'n bietjie ernstig gebid het, nadat jy weer so 'n bietjie alles so 'n bietjie een kant toe geskuif het, nadat ons hierdie selfoon nou gesê het, okay selfoon, jy's nou 'n bietjie klaar,
Nou word dit weer die Here se tyd. Dan begin daar iets in jou lewe te gebeur. Dan begin 'n transformasie te gebeur. Dan begin jou skrif, die Bybel wat ons lees, begin weer lewendig te word. Dan begin dit wat ek sê, begin weer te gebeur. Hoekom? Is dit omdat ons goed is? Nee. Want die Here stuur sy reën. Hy seën dit, want wanneer ons hom eer, dan eer hy ons. Wanneer ons weer by hom ingaan, dan kan hy weer uitkom by ons. So dit word weer 'n ding van, wil jy hê dat jou woord vir jou moet lewendig word vanoggend? Wil jy hê dat jou woord weer kragtige wapen moet word? Ek sê, want baie keer dan is hierdie maar net die letter. Ek het al ooit gehoor dat hy sê dat die letter is dood, maar die gees maak lewendig. Die Bybel is dood vir ons partykeer. Ekskuus, ek sê dit so. Die Bybel is dis 'n dooie boek, maar die woorde daar dra krag. Maar weet jy wanneer word dit kragtig? Wanneer God se gees daarin beweeg. En nou bring ons sy hand in werking. Ons moet begin bid. Ons moet begin roep. Ons moet terugkom. Daar op 'n stadium, en ek kan hierdie ook vir julle getuig, ek onthou weer, ekskuus as ek nou terug gaan op my jonger lewe toe. Maar as 'n jong seun, het ek baie keer gegaan omdat ek gaan bid. In die begin dan, terwyl ek bid, dan gaan my foon af, dan wil ek kyk wat gaan aan. Toe ek op 'n stadium so gemaak, dan sê ek vir almal, right, 8 en 9 is my bidtyd, as jy my nie in die hande kry nie, weet net, ek is besig met die Here. Ek sit my foon op silent. Ek skuif hom een kant toe. Jy sê, want ek het 'n tyd aan die Here afgestaan. Ek het dit ernstig gemeen met die Here. Ek het dit bedoel, want ek het geweet, sonder hom gaan ek dit nie maak nie. Sonder die Here is daar nie vir my hoop nie. Sonder hom het ek niks meer om aan vas te hou nie. En ek het dit gedoen. In die oggenduur as ek wakker geword het, dan het ek gesê, dit is nou die Here se tyd. Voordat ek my foon vat, dan gaan ek eers van my bed afklim en ek gaan 'n bietjie tyd aan die Here spandeer. Kind van die Here, weet jy, as jy nie op jou foon gaan wees, jy gaan niks gebeur wat in elk geval nie sou gebeur nie. My boodskap sal in elk geval weer gekom. So wat? 5 minute later, 'n halfuur later, jy kan nog steeds antwoord. Dis dalk nie in daai oomblik, dalk is dit 'n oomblik van nood. Ek het eendag toe gaan bid en ek bid vir een van my vriende se pappies wat op sterwe lê in 'n hospitaal. Terwyl ek bid, ek het nie my foon op silent gehad nie, lei my foon, druk die foon af, bid verder, 5 minute later toe ek daar opstaan, want nou raak ek nuuskierig, wie bel my? Nou raak ek nuuskierig en ek sluit my gebed af, en ek bel terug. Ek het daai oggend gebid, of daai middag gebid, Here, laat U wil geskied met my vriend se pa. Dit is nie noodwendig dat ek wou voel dat ek moes doodgaan nie, dit is glad nie my gebed gewees nie. Maar inteendeel was, Here, maak hom gesond, laat hy een van die ouens wees wat met Guillain-Barré kan uitstaan, of motorneuron siekte, laat hy hierdie omstandighede kan uit, laat hy dan 'n skynbare miracle wees. Maar Here se wil geskied, terwyl ek bid. En dis hoe kragtig dit is. En ek bel hom terug en hy sê vir my papie is oorlede. Dis hartseer. But God answered the prayer. Sy wil het geskied. Sy wil het geskied. Julle gaan nog 'n laaste kort getuienis met julle deel as julle nie onthou. Ek was 18 jaar oud weer. Bid vir iemand. In my binnekamer. Bid vir die persoon. Ek het dit nou vir 'n paar mense vertel wat hier sit, so as julle dit nou tweede keer hoor, mag die Here julle daarmee bless. Die wat vir die eerste keer hoor, welcome to the blessing. Ek gaan bid vir die persoon die hand. Ek sê, Here, wees net met die persoon. Raak hierdie persoon aan. Ek bid na die bidheid. Nou stuur ek maar my boodskapies. Kry die boodskap en die persoon vra vir my, jy het my gebid. Nou ek weet, ek het vooraf nie vir die persoon gesê, ek gaan vir hulle bid. Die persoon vra vir my, jy het my gebid. Vra, hoekom vra jy my die vraag? Die persoon sê, ek het gevoel, iets in my het gebeur. En ek besef net daar en dan, as jy begin bid en jy weet dit ernstig met die Here, dan gaan daar dinge gebeur. Kind van die Here, ek wil jou vanoggend nooi. Maak gebed deur 'n groot deel van jou lewe. Maak dit eintlik weer die grootste deel van jou lewe. Voordat jy gaan slaap, dit gaan niks van jou kos
om al jou boodskappe te antwoord, jou foon op silent te sit en om dan te gaan bid. As iemand jou daarna antwoord, jy weet mos jy het gesê wat ons gesê geword het. As jy in die oggend wakker word, baie van ons wat besighede het, dis gewoonlik die eerste oomblik wat jy met jou kliënte wil gesels. Sit jou foon weer 10-15 minute eenkant toe. Enig iemand anders toe ook. Daai oproep of daai boodskap is nie so belangrik. Jy weet as jou dag met die Here reg begin, as daai nag vir 'n besigheid transaksie is, sal die Here dit goed laat geskied en sy wil sal word. Amen. Ek wil net vir julle 3 kortpunte of 4 kortpunte vir julle vertel wat gebeur as ons opbid. Een van die eerste dinge wat gebeur is dat God verhoor ons. Jou gebede gaan nie ongesiens verby nie. Die tweede ding is God antwoord ons. Nou partykeer antwoord die Here op nie soos ons wil hê nie. Weet al ooit gebid en dan voel jy die Here sê vir jou nee. En dis nie altyd lekker nie, nee. Dan wil ons tantrums gooi. Die derde ding wat gebeur, God se hand kom in beweging wanneer ons bid. En die laaste ding is, ons bou 'n verhouding met die koning van die konings, met die grootheid. En dis die heel belangrikste ding wat ons nie vandag kan mis nie. Van alles wat jy kan mis vandag. Maak dan gebed dat jy 'n verhouding weer met die Here kan hê. Maak dit dan vir jou 'n punt dat dit weer vir jou 'n belangrike saak sal word. Nie iets wat ons net gaan doen om net te doen. Dis maklik om te sê ek wil net gaan doen. Dis maklik. Maar as ons dit ernstig meen, kan die Here vir ons groot dinge doen. Amen. Nou ek wil my vrou nooi om vorentoe te kom. Sy is klein daar, ek sien wat sy speel. Nou sy dingetjies wat sy met julle wil bespreek. Ek het nou vanoggend gesing, nou wat sy met julle praat. Sy beloof sy sal nie lank wees nie. Nou, die persoon het gevra, ek moet asseblief nie hulle naam noem nie. Maar die persoon het die besigheidsmanne in die kerk uitgedaag om R10.000 te skenk. Nou, as julle die R10.000 het nie besigheidsmanne, is dit oké. Dis nie my uitdaging nie, asseblief. Moenie julle vier met na my toe nie. Maar ek wil net die Here die dank gee, sover is al R25.000 in. En dis vir die klanksysteem. So as daar enige iemand anders is wat wil saai, wat die Here dit op julle hart lê en die Heilige Gees oortuig jou, dat jy wil saai vir die koninkryk en vir die werk van die Here, dan kan jy gerus met Steven gesels. As julle nie sy nommer het nie, vra my, ek stuur gerus sy nommer vir julle. En soos ek sê, as julle nie R10.000 kan skenk, regtig, dit is baie geld julle hoef nie. Maar even minder as dit is dit reg, maar die persoon het gevra, asseblief, Sondag daag die mense uit. Ek daag hulle uit, die persoon daag hulle uit om by te las, om 'n donasie te gee. En ek glo dat die Here gaan elkeen wat 'n klein saadjie saai, gaan die Here grootliks sien. Ek wil ook asseblief ook baie graag die vrouens vra om na die diens agter te bly. Julle, so die uitdaging is, dit gaan bloot daaroor dat ons wag nog vir die versekering om ons uit te betaal. En om dit nou 'n bietjie meer spoediger te maak, sodat ons by die klank moet uitkom waarby ons wil hê. So ek gaan nou vir julle sê waar dit ook gaan. Ons wil nie net weer weer die klanksysteem wat ons gehad het nie. Dit was fantasties, maar ons wil beter hê. Ons wil die beste klank hê. Want ons glo daarin dat die Here vir ons kwaliteit gegee het, ons wil kwaliteit weer terugploeg na julle toe. So die persoon het die uitdaging gestel, as jy nou vanoggend nou skrik as jy hoor as geld,
dit gaan nie oor die geld nie. Enige bydrae is ook reg. Dit gaan alles vir die koninkryk en binnekort gaan ons dit opsit en dan gaan julle dit geniet. So ons doen dit in elk geval vir julle ook. So dit is vir die besigheidsmanne uitgestel, maar enigiemand wat voel dat julle ook 'n bydrae wil maak, julle is meer as welkom om dit ook te doen. Amen. Is daar enige verjaarsdag hierdie week? Ek het nog nie dit uitge... Sal iemand wat verjaar hierdie week? My meisiekind verjaar Woensdag. Woensdag, goed. Is hy hierso? Wie? Sy was baie moeg. O, daar is nog 'n tannie daar agter wat ook verjaar. Goed. Vandag, as die wat wil, stop my. Kan julle vorentoe kom asseblief? Ons wil net vir julle bid, vir julle verjaarsdag, dat die Here julle sal seën asseblief. Ekskuus julle, ons al die goed sal ons hierdie week reg hê. Wil jy nie vir jou dogter instaan, asseblief? Ja, asseblief. Dis 'n gebed vir haar. Sy is nou nie hier nie. Ons wil nog steeds net vir haar bid. Pastoor Gert verjaar vandag hoor. Gert verjaar vandag. Ja, hy vandag. My wêreld, dis fantasties. Baie geluk oom. Ons is gelukkig. Ons het diens en ons is by die kerk. En die tannie vir hom vir die huis daar. Ek hoop. Tannie moet hom bederf hoor. So dis omwille met tannie Kokkie se 43ste jaar, huweliksherdenkingsjaar hierdie jaar. Is hier iemand hier wat medaljas maak? Want hulle het my gevra vir 'n medalje. Ek kan net vir my gebed gee vanoggend. Ons staan net so saam met ek so vir julle. Liefdevolle Vader, Here, ons sê vir U dankie vir 'n kosbare geleentheid wat ons vanoggend het om aan U die eer en die aanbidding te bring. Liewe Here, hier is 'n klomp verjaarsdag maatjies. Liewe Here, ons een maatjie is nie hier nie, maar haar mamma staan in vir haar. Maar ons wil vanoggend daar aan U kom opdra. Ons wil bid, Here, dat U haar sal seën en dat U haar sal salf. Liewe Here, dat U haar sal behoed en dat U haar sal bewaar. Liewe Here, ook so vir Gert wat vandag verjaar. Wat 'n voorreg het hy nie. Liewe Here, om in die huis te wees op sy verjaarsdag. Ek bid, Here, dat U my sy sokkies uit sal seën. Here, dat U sy voorhoede en sy agterhoede sal wees. Liewe Here, ek bid ook so vir die res wat hierdie week verjaar. Here, ek wil bid dat julle vooruitgang sal wees. Ek wil bid dat julle op elke hoek en elke draai sal seën. Liewe Here, ek bid soos wat die skrif dit sê dat hulle sal hê om uit te leen of dat hulle soveel sal hê om uit te leen sonder om terug te verwag. Here, ek bid dat hulle skure sal vol wees. Ek bid, Here, dat dit tot oorlopends toe by hulle sal wees. Here, dat die guns en die genade oor hulle altyd deur sal wees. Ek wil ook vanoggend dan so vir oom Tokkie, vir tannie Tokkie en oom Willem kom bid. Liewe Here, ek dink die tannie het meer geduld as die oom nodig. Ek bid, Here, dat julle sal seën, ek bid dat julle sal salf. Liewe Here, ek wil bid dat Here, hierdie is 43 jaar, dit is 'n goue mylpaal. Liewe Here, baie huwelike vandag haal dit nie eers nie. Ek wil bid, Here, dat julle sal seën. Ek wil bid dat julle sal salf en ek wil ook vanoggend dankie sê. Here, vir die 43 jaar wat julle bymekaar gehou het. Here, dit is lieflik. Here, dit is wonderbaarlik. En U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Ek dank en ek eer en ek loof en ek prys U daarvoor, Vader. Amen en amen. Amen.
enigiemand hier wat vanoggend siek is? Nie so pastoor. Ek gaan nou vir die tannie bid, ek het gesien wat daar gebeur het. Moenie bekommerd wees nie. Die tannie kry epileptiese aanvalle. So, moenie bekommerd wees nie. Dit is onder beheer. In daardie geval is daar iemand anderste wat ook vanoggend gebed. Ek weet van Aiden. Hy was siek, hy het seer in die binnedarm. Is daar nog iemand anderste? Werner, is daar nog iemand anderste wie ek gemis het? Daar kan staan iemand. Sê weer? Ek kan staan met my man. Jy kan? Is dat nie, asseblief? Was nog een Mario, wachter. Hier is. Kan nie. Julle is 'n klomp gebesversoeke. Ja, so gemaak. Dis klomp. Dis klomp. Dis klomp. Ek wil julle vra vir die wat dit moontlik is, die wat kan, wil julle vorentoe kom. Ja, hy het my gesê. Die wat kan, die wat wil, kom vorentoe. In elk geval ons gaan vir julle bid, soos wat dit is, soos wat ons kan. Die Here ken julle omstandighede in elk geval. Ek sê dit vir daai plaas. 100%. Hallo Maat, sal ons saam met kom bid as ek wat ek sterk bid as nodig is. Alles nodig wat ek kan gebruik. Stuur dit so. Ek wil julle vra, nou terwyl ons bid, sluit net julle oë vir 'n oomblik. En ek wil vra die van julle wat in die banke sit, sluit net gou julle oë. En nou wil ek jou vra in jou gedagtes. In jou gedagtes. As jy bang is om te bid, in jou gedagtes, in jou hart, roep net die Here aan. Roep net die Here aan. Asseblief bid saam met ons. Hier's klomp mense wat gebed nodig het. Bid saam met ons dat die Here vir elkeen 'n besondere genesing sal stuur. Liewe ons kom vanoggend in die groot naam van elke ander naam. Liewe ons kom loof U, ons kom prys U, ons kom eer U. Here, ons weet by U is alles moontlik vanoggend. Liewe ons weet dat nie eers 'n siekte, liewe Here, is vir U angswekkend nie. Liewe Here, ek dink aan Lazarus toe hy daar in die graf lê. Liewe Here, het almal gesê dit is verby. Maar toe hy daar verbykom, kyk hy na die graf en liewe Here, U roep hom uit op sy naam. U roep Lazarus, kom uit. Halleluja, vanoggend, Here, wil ek kom bid vir elke siekte toestand vanoggend hier. Liewe Here, vir elkeen hier, liewe Here, is dit 'n probleem. Liewe Here, vir hulle is dit 'n omstandigheid. Maar Here, in die naam van Jesus, halleluja, Here, weet ek is daar oorwinning. Halleluja, Here, ek kan verklaar vanoggend hier. Here, Jy weet dat is slag verslaan en ek wil vir die Here, wil nie elkeen hier kom sê nie, wil nie elkeen hier kom salf nie, liewe Here, wil nie elke siekte toestand, liewe Here, uitroep nie. Vader, ek bid vanoggend, Vader, dat elkeen 'n genesing sal ontvang in Jesus naam, liewe Here, van groot tot klein vanoggend. Wil ek bid, Vader, dat U vanoggend met my tannie sal wees. Ek ken jou omstandighede nie, maar liewe Here, wil ek bid, Here Jesus, seën haar, Here, salf haar, liewe Here, wat haar omstandighede ook mag wees. Here, ek roep dit aan U voor U ken vanoggend wat nodig is. Soek by my oom vanoggend, liewe Here, elke pyn en elke skeet, liewe Here, elke gevoel, liewe Here, elke dingetjie wat hy dan voel, Here, dit is bietjie te veel, my liggaam kan nie meer nie, want ek Here, dat U op by hom sal stil staan en hom sal aandoen met krag in die hemel uit, liewe Here, dat hy sterkte en die genade sal ervaar oor sy lewe. Ek bid so, liewe Here, so vir my jong suster vanoggend, Here, ek bid dat jy sal aandoen met krag in die hemel uit. Here, ek wil bid vir die sterkte oor haar liggaam. Liewe Here, ek wil bid dat sy sal weet in die oomblik hoe dat jy haar genees. Liewe Here, vanaf kwentjie tot haar toontjie. Liewe Here, wil ek bid vir 'n besondere werking. Liewe Here, so vir my suster se man, liewe Here, waar hy ook in homself in die oomblik mag bevind, bid ek, Here Jesus, Here, ek weet U doen 'n werk. Ek weet Cornelius of die hoofman oor dit, hy het na jou gekom en het gesê, Here, as U dit op 'n woord spreek, dan sal dit so wees. En Here, ons spreek vanoggend 'n woord van genesing. Here, ons spreek 'n woord van oorwinning vir hom vanoggend. Here, waar hy is, dat hy tot inkeer sal kom, dat hy tot
tot daai uitwerking sal kom waar hy dit nodig het. Here, ek wil ook so bid vir my tannie vanoggend terwyl sy instaan. Here, vir daai 12-jarige dogtertjie. En Here, wil ek bid dat jy 'n kragtige werk sal doen. Here, ek wil bid, ek dink daar aan die gedagte kom by my op. Toe ek dink dit was Petrus daar in die huis en stap en daai kind lê daar dood. En Here, ek gaan lê op die kind en die kind word weer lewendig. Here, ek weet dat jy kan lewend maak. Here, ek glo dat lewend maak en gees. Here, die skrif sê dieselfde gees wat Jesus uit die dood op uitgewek het, is dieselfde gees wat vanoggend hier intussen deur ons beweeg. Ek weet jy kan vanoggend 'n groot werk doen. Here, ek wil bid vir Daniel op vanoggend. Here, jy ken sy omstandighede. Jy weet wat is die probleem met hierdie longe. Here, jy weet wat is die probleem in hierdie liggaam meer as dit. Maar ek weet vanoggend, Here, dat by U is alles bekend. Here, ek weet vanoggend, hy het 'n paar keer al vanaf ek hier is uit die hospitaal uitgestap. Ek glo goddelike genesing vanoggend. Here, niks minder as dit vat ek nie. Net goddelike genesing. Here, ek wil ook so vanoggend goed met U kom bid. Here, terwyl hy gesê dat hy daar so kanker gehad en hulle gaan hierdie week 'n paar van die ingewande verwyder. Here, wil ek bid dat Here by gebed is Christus dat dit sal skoon wees. Dat hulle nie sal nodig wees om open nie. Maar Here, ek wil ook vanoggend bid dat U wil sal geskied. Nie Here nie my wil nie. Here, as hulle dan moet sny. Nie Here, wil ek bid dat U vir hom 'n dokter sal gee wat sy hande geseën is. Here, 'n dokter sal gee wat sy hande gesalf is. Nie Here, 'n dokter sal gee wat weet wat hy doen. Here, dat my voetie sal uitkom genees, gesond. Nie Here, en vol lewe. Nie Here, ek wil ook so vanoggend kom bid vir Werner. Nie Here, U ken tog hierdie liggaam. U ken die siekte toestand wat hierin voed. Nie Here, U weet tog dat baie keer hou dit om terug en dit trek om terug. Ek wil bid, nie Here, dat U vanoggend vir hom 'n kosbare werk sal doen. Nie Here, nie net in sy liggaam nie, maar ook in sy gees. Ek wil bid vanoggend, Here, dat hy sal moed skep en dat hy weer sal uitstaan en sal sê, maar Here, ek weet dat U kan 'n werk doen. Nie Here, 'n werk wat niemand anders kan doen nie. Nie Here, ons vat vanoggend oorwinning oor hierdie liggaam in Jesus naam. Here, verklaar ons dit. Ons prys U daarvoor. Ek dank U, Here, dat U vanoggend 'n kosbare werk kom doen. Ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Here, ek wil ook vanoggend vir Tertius kom bid. Here, terwyl die broer instaan vir Tertius, U weet wat in sy liggaam aan die gang is. Here, U weet wat hy vanoggend nodig. Ek wil bid dat U hom sal seën, ek wil bid dat U hom sal salf. Ek wil bid dat U Gees vanoggend by hom sal stil staan. Ek wil bid, Here, dat U hom sal aandoen met krag in die hemelikheid en die Here versterk hom in elke gebied. Ek wil ook so bid vir my sussie daar agter. Die Here met die epilepsie. Ek wil bid, Here, dat U vir altyd volle genesing sal stuur. Here, ek wil bid dat U weet wat in daai liggaam aangaan. Maar ek weet, Here, dat by U is dit nie ver nie. Here, die hand is nie kort om te red nie. Here, ek weet dat U kan vanoggend genees. Nie weer in die skrif sê, of ek weet dat ons sê dit so. Here, dat U doop ons ook met die Gees. Here, stuur vir haar genesing. Here, stuur vir haar oorwinning. Here, stuur vir haar dit wat sy nodig het, dat sy vandag hier kan uitstap en sal weet, Here, U het haar gedoen met krag en met heerlikheid en met waardigheid. Ek dank en ek eer en ek loof en ek prys U daarvoor vanoggend. Amen. As julle nou net gou so saam mee sal staan, dan gaan ons net die seën oor julle uitspreek. En daarna gaan ons die diens afsluit met gebed. So Johan het laasweek gevra dat ons die seën so 'n bietjie verander. So waar hy sê die Here sal jou seën, dan gaan ons sê die Here sal my seën. So vat die seëning vir jouself vanoggend. In Numeri 6:24 sê hy, die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. En ek wil dit vanoggend net weer vir julle so lees. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Halleluja. Praise the Lord. Yes. Okay, klaar. Daar is 'n emmertjie vir wie wat vergeet het.
Here vertok julle dan. Amen. Ons sê vir die Here dankie vanmôre dat ons in die huis kan wees. Jy is bevoorreg om in die huis van God te kan wees vanmôre. Maar as ander wat graag wil wees, wat dit nie gemaak het nie. Amen. Here, ons sê vir u baie dankie vanmôre in hierdie soetydige gees teenwoordigheid. Here, die gebede wat opgegaan het vanmôre, weet ons, u kyk daarna, u steun daarna. En die vul ons harte met blydskap. Here, ons wil bid vanmôre en ons wil vra asseblief, Here, beskerm ons onder u kosbare bloed. Omdat ons die kinders is, Here, is daar 'n groot aanslag op ons. As aanslag op die man wat die woord moet dra. Here, daar's aanslag op die kinders van God waar hulle beweeg, want hulle is die lig van hierdie wêreld. Ek wil bid vanmôre, Here, dat die engele sal stuur met 'n swaard wat getrek is, sal sny. Here, ons weet wanneer ons van die teenwoordigheid kom, kry ons krag. En wanneer ons skuil, dan beweeg ons soos 'n koning Dawid. In die skaduwee van die Almagtige skuil ons vanmôre. Here, ons beweeg uit hier met die vaandels van God. En ons vat hierdie wêreld met sy leuns en bedrog aan. Want ons loop saam met God. Ja, Here, ons bely ons harte uitvlak met dit. Wees ons genadig. Laat ons oë sal ophef na die berge. En dat ons nie na mekaar sal kyk nie, Here, maar dat ons na mekaar sal optel en sal ondersteun. Asseblief, Here, daar waar ons onbekende week toe gaan, kom ons tegemoet. Maar ons vanaand weer terugkom na hierdie diens toe, Here, kom ons tegemoet, en kom salf ons, en kom vul ons harte met 'n blye gees. Asseblief, Here, steek ons dieper de weg onder u kosbare bloed. In Jesus' naam. Amen en amen. Halleluja.